Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Here, ons het gesing, ek glo vas in God die Vader. Ek glo in Jesus Christus. Ek glo in U, o Heilige Gees. God drie-enig. Ons glo in U wat lewe gee, daar waar daar dood is. Ons glo in U wat lig bring, daar waar dit donker is. U wat op Pinksterdag U Gees uitgestort het. Ons bid, Here, kom nou ook so oor ons. Ons kom na U toe met ons vleeslike broosheid, met ons ou hemp van stof, vol kreukels en skeure, en ons vra, beklee ons met Christus, soos Paulus vroeër gevra het, gesê het hier in Romeine 12. Beklee ons met Christus, laat die ou dinge verbygaan, maak ons harte oop vir U nuwe lewe. Here, stort die Gees op ons, soos U dit destyds daar in die bovertrek gedoen het. Laat die woord vandag nie net deur ons ore ingaan nie, maar in ons harte inbreek, in ons nuwe lewe skep. Laat U asem, U vuur, U krag in ons werk. Laat ons deur die woord nuut word in denke, in liefde, in geloof. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons het vandag nie 'n spesifieke teks nie. Dit is meer 'n oorsig. Ons het met die Bybelstudie van verlede jaar af, het ons deur die Ou Testament gegaan. Ons het gesien hoe die Here telkens met die volk werk en hoe die volk telkens die Here teleurstel. Aan die einde van die Nuwe Testament, so 'n paar weke gelede, het ons gesien hoe die Here sê dat hy 'n nuwe profeet gaan stuur. Ons het die afgelope tyd, soos ek gesê het, ingezoom op dit wat op Pinksterdag gebeur het, die Pinkstergebeure, Petrus se preek, die massa bekering, die uitstorting van die Heilige Gees, dit wat daar gebeur het, maar ons gaan vandag net so 'n oombliekie stil staan en net kyk na wat gebeur het met hierdie oorgang. Want dit is vir ons belangrik dat ons hierdie prentjie het voordat ons verder aangaan met dit wat in die Nuwe Testament gebeur. Genesis 2 vers 7 staan daar en dit is van die enigste wese wat die Here geskep het, wat dit so staan, het God, die Here God het die mens met stof uit die grond gevorm en in sy neus die asem van lewe geblaas. So het die mens 'n lewende wese geword. En hierdie woorde dat die Here in die mens in sy asem geblaas het, sê vir ons dat daar 'n unieke verhouding tussen ons en God is. Met geen ander wese het God so verhouding as met ons nie. En die Here kom en hy skep vir die mens 'n ruimte, 'n tuin, Genesis 1 en 2, waar daar harmonie is. Waar God en die mens met mekaar in harmonie saamleef. En dan kom Genesis 3 tot 11. En dit is soos 'n spiraal. Elke keer as daar so 'n bietjie hoop is, dan word daardie hoop weer afgebreek.
En totdat ons op die ou einde in Genesis 11 by die toring van Babel kom. Bertus, wys vir ons daai video 1 asseblief. Die eerste deel is oor God en die hele mensdom. God gee 'n mooi tuinpaleis vir mense wie gemaak is om God se vennote te wees, om oor die wêreld te heers. Maar die mens is dwaas en hulle gee toe aan 'n donker verleiding en rebelleer teen God se wysheid. Daarom word hulle uitgedryf in 'n wildernis waar hulle begin om mekaar dood te maak. Hulle bou stede wat hulle selfsug en onderdrukking versprei en mettertyd lei dit tot die groot slegte stad van Babylon. Maar God het die wêreld lief en sy dwaase mens. So hy stel 'n reddingsplan in plek deur die koms van 'n nuwe mens te beloof wat hierdie bose wat ons in selfvernietiging ingelok het, sal vernietig. En daarna kom ons by Genesis 12 waar die Here vir Abraham roep. Ons ken die verhaal so goed, Abraham en Sarai. En Genesis 15 waar die Here sy verbond met Abraham sluit. En dat hy vir hom 'n volk daar sou stel, wat hom sou dien en eer, wat anders sou wees as die ander volke, wat vir die ander volke 'n toonbeeld sal wees van hoe God is, sodat die ander volke, die heidense nasies ook, die Here sal kan herken en erken. Bertus, video nommer 2 asseblief. Die volgende deel van die Bybelse verhaal gaan oor God en Israel en dit ontwikkel die temas en patrone van die eerste deel. God roep 'n nuwe mensdom uit Babylon na 'n mooi tuinland, Abraham, Sara en sy afstammeling, die Israeliete. God beloof deur hulle sal goddelike seën aan die nasies herstel word. Sekerlik is hierdie die nuwe mense waarvoor ons wag. Maar die Israeliete herhaal die mensdom se rebellie teen God. Hulle bou hulle eie gewelddadige stede wat tot selfvernietiging lei en word weer verban na Babylon. Maar God staan by sy belofte dat die nuwe mens uit Abraham se nageslag sal kom. Dit sal 'n priesterkoning wees wat beide Israel en die mensdom van Babylon sal moet red om God se seën aan die wêreld te herstel. Let nou op hoe hierdie twee dele ontwerp is volgens dieselfde patroon. Die tweede deel is 'n langer en meer gewelddadige weergawe van die eerste, en saam verken hulle die tragiese menslike toestand, maar hulle beklemtoon ook God se belofte. Aan die einde kom die Here met 'n belofte en hy sê hy sal 'n antwoord gee. Bertus, is daar 'n derde video ook? Ek kan nou nie onthou wat die derde video is nie. Kom sit hom op. Wat verder ontwikkel word in die volgende deel, die Ou Testamentiese profete en digters. Die profete beskuldig Israel en alle nasies van hulle boosheid en hulle kondig aan dat God self sal kom om die dag van die Here te bring en die wêreld van Babylon sal bevry. Hy sal dit deur 'n beloofde koninklike priester doen wat soos 'n slaaf gaan ly en vir die sondes van Israel en die hele mensdom sal sterf, maar dan verheerlik sal word as koning oor alle nasies. Hy sal ander ook roep om Babylon te verlaat en by 'n nuwe verbondsvolk aan te sluit, wat God se vennote sal wees om oor 'n nuwe Jerusalem te heers. Dit is oor 'n nuwe skepping. Die Ou Testament eindig met 'n verwagting dat 'n nuwe deel van die verhaal gaan begin. Baie dankie. Die laaste hoofstuk van die Ou Testament, Maleagi 4, sê die Here in vers 5, kyk, ek gaan Elia die profeet vir julle stuur, voordat die groot en verskriklike dag van die Here kom. Voor die wederkoms, voordat die Yom Jahwe, voor die dag van die Here, sal ek Elia stuur. Nou vir die Jode was Elia die groot profeet. As ons net dink aan die wonderwerke wat gebeur het in Elia en deur Elia, en hy's nie eers soos 'n gewone mens oorlede nie. Vir hulle was Elia die groot profeet. Nou sê die Here, hy gaan weer Elia stuur. Dan in Lukas 1 vers 17 lees ons, dat die engel aan vir Johannes die Doper se pa, Simon sê, hy sal met die gees en die krag van Elia voor die Here uitgaan, om die harte
van die vaders na hulle kinders terug te bring. Ongehoorsaam is na die denkwyse van regverdiges en so 'n goed voorbereide volk vir die Here te maak. Met ander woorde, hierdie engel sê, Johannes die Doper gaan kom as 'n profeet, en ons lees later, Matteus 11 vers 11 sê Jesus, onder al die mense wat gebore is daar niemand groter as Johannes die Doper nie. Hier sien ons, hier begin God ingryp. Hier raak dit anders as in die verlede. God stuur die profeet, maar die profeet wat hy stuur, het 'n hoofletter P, Christus. En die werk en die boodskap, dit wat Christus bring, verskil so van die verwagting van die mens, ons as mense, dat dit nodig is om die grootste menslike profeet, Johannes die Doper, voor hom te stuur, om as het ware die pad vir hom gelyk te maak. Want dit wat God gaan doen, is so anders as wat ons so ooit kon dink. God kom gryp in en hy stuur sy seun. 100% mens, 100% God. Wanneer die Joodse godsdienstige leiers na Johannes die Doper toe kom en vir hom sê, maar is jy die Messias? Is jy die een wat verwag? Dan sê hy, wie ons verwag? Dan sê hy, nee, ek is nie die Messias nie. Johannes 1 vers 19 lees ons, hulle het vir hom gevra, wie is jy? En toe sê hy, ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe, maar wie is jy dan? Is jy Elia? Nee, ek is nie. Is jy dan die profeet met 'n hoofletter P? Nee, het hy geantwoord. Nou maar, wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord gee aan die wat ons gestuur het, sê hulle vir hom. Wat het jy oor jouself te sê? Hy antwoord toe, ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reguit, soos die profeet Jesaja gesê het. Daar was fariseërs onder die wat gestuur is, hulle het hom gevra, maar nou waarop doop jy dan? Waarom doop jy as jy nie die Christus is nie? En ook nie Elia nie, en ook nie die profeet nie. Johannes het hulle geantwoord, ek doop met water, maar tussen julle staan daar iemand vir wie julle nie ken nie. Dis hy wat na my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie. Piet Smith het verlede Sondag 'n mooi uitdrukking gebruik. Hy sê God kom in Christus vanuit sy geesteswêreld, kom hy na ons vel en been wêreld toe. Hy kom breek in ons vel en breek wêreld in. En hy kom stel homself bekend. Hy kom wys ons wie God is. Ons tema vir oggend is, wanneer God ingryp, heilige asem in 'n stofjas. Ons liggame is 'n stofjas. Iemand skryf, ons dra 'n hemp van vlees, 'n eenvoudige kleed, gesny uit die stof van die aarde. Dit vou om ons soos 'n jas teen die koue. Hierdie koue kan materiële koue wees, soos vanoggend, of emosionele koue. Dit vou om ons soos 'n jas teen die koue van die wêreld, maar dit dra ook die kreukels van gebrokenheid en die reuke van verganklikheid. Dit is hierdie liggaam wat ons het. Paulus sê, terwyl ek uiterlik besig is om te vergaan. Sal hierdie teksvers net nou verder lees. God kom gryp in en die manier waarop hy dit doen is dat hy nie
wanneer hy op Pinksterdag op hierdie skouspelagtige manier daar optree, dan trek hy nie vir die disippels 'n nuwe vel aan nie. Hulle verander nie dat hulle gesigte ewe skielik blink en hulle hierdie ryk kleurvolle kleredrag aan en hulle bly presies dieselfde krekels. Kyk, as jy wil krekels sien, dan moet jy saam met my in die oggend in die spieël kyk. Dieselfde krekels, dieselfde plooie. Vrouens het daarom polyfilla wat hulle kan insit. Ons mans het nie. Hy kom en met hierdie ou vleishemp wat ek het, kom hy en hy blaas sy asem, net soos daar in Genesis, blaas hy weer sy asem in ons. Maar hierdie keer nie net om te skep nie net om lewe te gee nie net vir oorlewing nie, maar vir hernuwing, vernuut maak. Die Heilige Gees is die asem van God wat ons vleishemp lewendig maak van binne af. En daarom wanneer ek in die oggende wakker word en ek raak my maat altyd gesê as jy vra hierdie laaste ruk, ons vir haar gevra het, mamma, hoe gaan dit vandag? En sy sê nee, dankie, elke pyn is op sy plek. Dit wat pyn werk, dit wat nie pyn nie werk nie meer nie. So terwyl ek bewus is van hierdie ou vleishemp wat ek het, wat besig is om te vergaan, is ek innerlik besig om te vernuwe, sê Paulus. Ek het hierdie wisselwerking binne in my. Dat hoe meer en meer ek met God te doen het en hoe beter ek hom leer ken, en hoe meer ek myself aan hom wy, hoe meer word ek innerlik vernuwe. En nou skielik is hierdie vleishemp nie meer 'n teken van swakheid nie, maar hy maak hierdie vleishemp wat besig is om te vergaan, sy woonplek, sy tempel. En daarom, aan die een kant is ons liggame vir ons die simbool van aardsheid, broosheid, sondigheid, dit wat tydelik is. Maar wanneer God sy gees in ons inblaas, wanneer ek die Heilige Gees ontvang, wanneer ek, en ons het nou oor Pinkstertyd baie daarby stilgestaan, daardie oomblik wat ek Christus as my verlosser aanvaar en ek gedoop word in die Gees in Christus, dan maak hy my nuut. Dan begin hy met sy krag, sy heiligheid, in hierdie verganklike liggaam en deur hierdie verganklike liggaam werk. En daarom kom ons by wat Paulus net nou in Romeine 12 vers 1 gesê het, ons moet lewende tempels wees, aardse omhulsels, want ons lewe tussen gewone mense, aardse omhulsels gevul met hemelse vuur. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik dat God dit so beskik het nie? Efesiërs 4 vers 24, ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Romeine 13 vers 14, beklee julle met die Here Jesus Christus. Met ander woorde, trek Christus soos klere aan en moenie aan die vlees toegee
om sy begeertes te bevredig nie. Daar's 'n moontlikheid dat ek, alhoewel God deur sy gees in my woon, want ek kom net weer terug daarna, ons moenie dink dat wanneer ek 'n kind van die Here is en ek sonde doen, dan is ek nou weer 'n kind van die duiwel nie. Asseblief nie. Asseblief nie. Hou rekening daarmee, dat wanneer ek 'n kind van God is, en ek is soet, is ek sy soetkind. As ek 'n kind van God is en ek is stout, is ek God se stoutkind. So ek moet weet, dat wanneer ek God teleurgestel het, terwyl my gesindheid is, ek wil vir die Here lewe, en ek wil hom behaag, dat ek sy kind is, en daarom deur geloof, ons kom nou weer daarmee, hoe kry ek al hierdie, ek kry dit deur dit te glo, deur dit vir myself toe te eien, en dit myne te maak, en te sê, Here, U het dit gesê, iemand, ek ken 'n familie, wat se, as hulle familie, wat sal hulle crest, daai beeld het, sal daar onder staan, God said it, I believe it, that settles it. Dan sal dit wees. U het dit gesê, dit is so. En daarom is dit vir my reg en ek aanvaar dit, dat wanneer ek, my gesindheid is, dat ek U kind wil wees, en ek U gevra het om my U kind te maak, en ek my inspann om dit te doen, daardie kere wat ek in swakheid foute maak, vergewe U my dit, en ek gaan weer harder probeer, want ek weet, ek is nog steeds kind van God. God stoot my nie weg nie. Paulus gebruik die beeld van kleredrag. En nou sal die vrouens beter weet as die mans. As jy voor daai kas staan, hoe kies jy wat om aan te trek? Hoe meer daar is, hoe langer vat dit om te kies. Ons mans, ek weet nog voor ek wakker word, ek gaan 'n broek en 'n hemp aan hê, dis dit. Daar's nie van lankies nie, maar dis 'n bewustelike keuse wat jy maak om hierdie klere aan te trek. En so kies ek bewustelik vir Christus, dit wat God wil hê, of kies ek bewustelik dit wat ek wil hê, wat ek weet God nie wil hê nie. Dis 'n bewuste keuse. En daarom waarsku Paulus ons, sê moenie, jy gaan van nature neig na die ou vlees, na die sondige aard in jou, waarin jy geskep is, waarin jy gebore is, maar bied weerstand. Piet Smith, ek besef het nou weer, uit verlede Sondag ook iets gesê, wat moet 'n mens doen om hel toe te gaan? Wat moet ek doen om hel toe te gaan? Niks nie, ek is klaar op pad hel toe. Daar moet iets gebeur, dat ek die ewige lewe moet beerwe. Daar moet 'n wedergeboorte plaasvind. Galasiërs 3 vers 26 en 27. Want deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus. Want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek. Kolossense 3 vers 9 en 10. Moenie vir mekaar lieg nie. Aangesien julle die ou mens in sy gewoontes uitgetrek het en die nuwe mens aangetrek het, wat tot volle kennis na die beeld van sy Skepper vernuwe word. In die volgende paar Sondae gaan ons fokus op wat die manier is waarop God ons bystaan deur sy Gees om dit waar te maak, om so te kan lewe soos wat hy dit wil hê. Ou liggaam, ou vleishemp met heilige asem, 'n ou stofjas met heilige asem in, wat sy koninkryk laat kom. Amen.
Kom ons bid saam. O Heilige Gees van God, U wat op Pinksterdag uitgestort is, daardie dag, die geboorte van U kerk, op 'n nuwe manier, die laaste dae voor ons Here se wederkoms. U het vanoggend weer met ons kom praat, deur die woord, deur die waarheid, deur die liefde van ons Here. Ons het gehoor hoe U mense beklee met nuwe lewe. Ons het gehoor hoe U in ons woon, selfs in ons brose, vleeslike, verkreukelde bestaan. Here, mag hierdie woord wat ons gehoor het, nie maar bloot net herinnering wees nie, nie maar bloot net woorde wees nie, maar 'n verskuiwing in ons gees. Help ons om nuut te word, help ons om in beweging te kom, help ons om die ou vleishemp af te lê, die dinge van selfsug, vrees, sonde, dat ons daagliks met Christus sal beklee. Here, ons wil bid dat U ons sal lei deur die Gees, in ons denke, in ons woorde, die manier waarop ons leef, werk, die manier waarop ons onsself en ander liefhet. Wanneer ons net nou uit hierdie erediens uit vertrek, die erediens van die lewe in, mag ons draers wees van U asem, U vuur, U lig. In Jesus se naam. Amen.